Die Bybel sê, psalmdigter skryf, hy sê, ek het die Here lank verwag. En hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep, gehoor. Halleluja. Nou God noem Dawid 'n man so na aan my hart. En as iemand 'n label, so 'n tipe label op iemand sit, en hierdie eer aan hierdie persoon toeskryf, dan beteken dit dat sekere goed het in hierdie persoon se lewe gebeur, sodat hierdie persoon hierdie eer waardig is. Halleluja. Nou ons volg die lewe van koning Dawid en ons sien hoe dat Dawid betrei was deur koning Saul. Halleluja. Want hy vind homself in die kuif of Abdullah. Ons lees ook hoe dat Dawid sy eie seun Absalom agter sy pa aanry met sy perde om hom dood te maak. Die seun wil die pa vermoor. Halleluja. En koning Dawid gaan deur hierdie disrespek van sy eie kind. Halleluja. Ons sien hoe koning Dawid se pa, voordat hy moes gesalf was as koning, toe God die profeet afstuur na sy paleis se huis om die koning te gaan salf, kom al hierdie groot broers van hom uit. Halleluja. En elke keer sê die Here aan die profeet, sê hy nie. En die profeet draai net pa en die vra, is daar nie nog 'n seun nie? Hy sê ja, daar's nog een. Hy's in die veld. En Dawid het hierdie rejection ook geondervind. Halleluja. Hy het ook deurgemaak. Al hierdie klop goed. But yet God is calling him a man after my own heart. En ek is seker dierbaar is almal van ons gaan deur rejection, deur betrayal. Ons word gedisrespek, ons word van gepraat. Hierdie ding gebeur, daai ding gebeur. But still God called David a man after my own heart. Hallelujah. Why? Because we read here in Psalm 40 sê, hy sê ek het die Here lank verwag. Ek het hom lank deur al hierdie beproewings, al hierdie goed wat met my gebeur het ek die Here verwag, want elke keer het hy sy toevlug na God toe gevat. In elke omstandighede. Hy het nie na 'n vriend toe gegaan nie, hy het nie na 'n vriendin toe gegaan nie. Elke keer het die Bybel sê, David cried to the Lord. En dit is wat die society believe, that cowboys don't cry. Dit is iets wat manne nie doen nie. Manne huil nie. But here David sê, I cried to the Lord and he heard me. Halleluja. As ons van 'n plek van afhanklikheid, 'n plek van moedeloosheid kan uitroep dierbaar is, soos koning Dawid dit gedoen het, sê die Bybel, psalmdigter, hy het hom neer na my toe neergebuig en my hulp gehoor. Baie keer as ons deur goed gaan, dan word ons geadvise, gaan praat met iemand, gaan sien iemand, maar nie geweet dat daar is 'n verskil tussen die spoken word van God en terapie. Want praat is nie terapie. As ek as 'n kindige gaan sien, dis nie terapie. Halleluja. Terapie gee nie verligting. Dit is net vir die oomblik. Maar God se woord gee verlossing. Kom ons gee Here prys vir hy. Halleluja. Terapie gee net verligting. Maar die woord en die belofte van God, hy gee die verlossing. Halleluja. En koning Dawid het dit uitgevind. And that's why we are advised by King Solomon. He said that know him in all your ways and he will direct your paths. Ken hom in alle weë, even alles die weë kronkelrig, alles die pad die regheid nie. Kom ons ken hom net in daai weë. Halleluja. Koning Dawid sê, ek het na die Here uitgeroep. Hy het hom neergebuig en het my hulp gehoor. Because God, hy ken ons harte. Hy is die kenner van die hart. Hy weet met watter attitude ons na hom toe uitroep. Hy weet met watter houding ons voor hom staan. En as ons met die regte houding, die afhanklike houding voor hom staan, dan sal hy definitief
so neerbuig